Baie welkom julle almal. Laaste aand van ons week van gebed. Kom ons word net vir so 'n oomblik weer rustig. Ons kom in, ons kuier, ons gesels, ons sê vir mekaar hallo. Kom ons word net vir so 'n oomblik hier rustig. En dan vra ons die teenwoordigheid van die Here en dan sal ek begin met die diens vir ons. Ek bid dat hulle almal een mag wees, soos U Vader in my en ek in U is, dat hulle ook in ons mag wees. Die gemeente van Carleton wil die Here groet julle elkeen vanaand en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Ons gaan vanaand 3 teksgedeeltes lees, nie een baie lank nie. Ons gaan begin by Psalm 133. En Psalm 133 lees soos volg: 'n pelgrimslied van Dawid. Hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos dou van Hermonberg, wat op die berge by Sion val. Waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Dan gaan ek ook Johannes 17 vers 20 tot 23 lees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het U ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. En dan die laaste teksgedeelte Efesiërs 4. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en dra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ek wil gou 'n eksperiment doen. En ek het, hoeveel mense het ek nou? 3, 6 mense. 7, 8. Wil julle gou hier na vore toe kom? Ek het julle net vir 'n oombliekie nodig. Charles, as jy sommer as jy kom, net vir ons daai agterste deur toe maak, en dit so 'n bietjie donkerder in die kerk is. En Lukas, as jy vir ons daai deur kan toemaak en sommer net daai ander liggies ook kan afsit. Want dit gaan net, die effek gaan net beter wees. Ek dink jy moet die ander deure ook toemaak, ekskuus Charles, dat die lig kom nog steeds deur die glas.
Hier om nou net mooi op die warm was in die kers, so nou nie dit ook omdraai en het gaan op julle hande val. Wil julle elkeen in 'n verskillende, sê dat een hier staan en een daar agter staan en een daar staan en ek het nog 4 mensies nodig asseblief. Maar julle moet ver staan asseblief. Soek nou net vir die was. Soek nou net vir die was wat binne is. Ja. Nog 2 mense in die kerk. Dit sê die effek sal baie beter gewees het. So ek wil so julle van so van daar af. Kom so een van een. Dan bring jy vir my die kers wat jy het. Maar as ons sou begin om hierdie kerse hier by mekaar te sit, jy kan maar weer gaan sit as jy dit met kerse gee. So stadig gaan soos die kerse met mekaar kom, word die lig helderder, wat hier rondom die kers is, en die voor op die tafel is, en as die mense nog baie meer mense was en meer kers gehad het, sou dit nog helderder gewees het. Nie die kers wat vreemd. Wat die kers is om te doen, dan. So totdat al die kerse met mekaar is, word die lig helderder. Nou, so ek sê, as ons nou 'n donker kerk gehad het vanaand, as dit 'n bietjie later was in die aand en dit donkerder was, sou die effek baie beter gewees het. Maar jy kan dit toch sien. En wat ons in hierdie gedeeltes van vanaand gelees het, is eintlik dit, dat die Here vir ons in 'n groot mate kom sê, daar moet eenheid in die kerk wees. Die eenheid beteken nie dat ons almal die kerk. Wie is dit en wat is dit wat vir ons belangrik is? 'n Gesindheid beteken 'n ingesteldheid. 'n Ingesteldheid nie om myself te verheerlik, om myself te dien nie, maar uiteindelik wanneer ons hier by mekaar is om die Here te dien, om hom te verheerlik. Dit gaan oor sy eer, nie oor mense se eer. So baie keer hoor 'n mens dat gelowiges of mense wat seer gekry het langs die pad sê, ja, ek kom nie meer in die kerk nie, want so en so en so het dit en dit vir my gesê, of dit gedoen, of daai predikant, daai ouderling, of wat ek al. Dit is so hartseer, want dan gaan dit vir my oor die mens. En almal van ons wat hier sit, is nog steeds sondig, alhoewel ons vir mekaar gesê het vroeër in die week, God het gekom en het ons sondige natuur uit ons weggesny, is dit 'n proses. Paulus skryf baie daaroor om te sê, julle is reeds kinders van God, word kinders van God. Julle is die lig, maar word ook die lig. Julle is heilig, maar word heilig. So dis 'n proses van heiligmaking, dis 'n proses om meer en meer en meer te word wat God wil hê ons moet wees. En as ek my geloof kan bou op wat ander mense doen en wat hulle sê, en ook wanneer hulle ook struikel en val, dan gaan ons almal uiteindelik maar wegbly van die kerk af. Hoe het iemand eendag gesê, vir iemand wat so gepraat het, en sê hy vir, broer, jy kan maar die volmaakte kerk gaan soek. Ek nooi jou uit, gaan soek die volmaakte kerk. Maar as jy daar kom, as jy dit kry, moet asseblief nie 'n lidmaat word van daai kerk nie. Want ons almal is sondig. En as jy 'n volmaakte kerk, 'n perfekte kerk kry, gaan jy dalk die een wees wat uitvoer. Maar daar is nie so 'n kerk. Daar is nie so gelowige. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat so volmaak is soos
wat die Here van ons vra nie. Die enigste persoon wat ek van weet, is Jesus Christus. En tog is Jesus gebed, 'n gebed vir ons as kerk om te sê, wees een. Vader, maak hulle een, soos ek in U is en U in my is, laat hulle ook in ons wees, ek in hulle en U in my, en dat ons hierdie eenheid uitleef. Paulus skryf dit ook om te sê, ons moet eensgesind wees. Het help nie ons hardloop een die kant toe, nie aan daai kant toe, en die een sê so, en die ander sê so nie. As ons gesindheid nie die gesindheid is wat Christus wil hê, naamlik liefde, omgee, dan kan ons maar as kerk eintlik die deure toemaak. Want wat die Here van ons vra, is dat ons dieselfde gesindheid in ons sal hê, as wat Jesus gehad het. Sy liefde het gemaak dat hy die aarde toe gekom het. Sy liefde het gemaak dat hy aan 'n kruis gesterf het. Sy liefde vir ons het hom laat opstaan uit die dood en opvaar na die hemel. Ons liefde vir Christus moet so sterk wees dat ons daar dieselfde liefde uitleef met mekaar. Ons het in hierdie week gehoor van God wat lig is. 'n Lig wat ons roep. 'n Lig wat ons kom bekleed met sy Heilige Gees om ons toe te rus. 'n Lig wat ons ook uitstuur na die wêreld toe. 'n Lig wat vir ons die krag is in ons lewe. 'n Lig wat ook van ons lig maak. Kom ons word die lig deur een te wees. Paulus skryf, as julle mekaar so lief het en in eenheid mekaar dien, die een die ander, sal die wêreld sien dat julle kinders van God is. Mag ons as gemeente ook een word. Mag ons liefde so groot wees vir die Here, dat ons eenheid en die liefde wat daar in ons harte is, vir die wêreld 'n ligstraal sal wees, wat hulle nader trek na die Here toe. Nie net na die kerk toe nie, maar na die Here toe. Sodat die Here ook oor ons elkeen sy liefde kan uitstort, maar ons kan gebruik om sy liefde in die wêreld te gaan uitbring, te gaan saai. Ek hoop hierdie week van gebed het vir julle weer net die wete gegee, die besef gegee, dat God getrou is. Ons het nie nodig om oor hom te bekommer nie. Sy getrouheid is daar vir ons. En Christus het gekom as die nuwe verbond, om weer God se ou verbond met ons elkeen te bevestig. Dat hy die lig is, maar dat ons deur hom ook die lig vir die wêreld word. En dat ons nie ons lig mag bære onder 'n maatregel nie, maar dat ons dit moet uitstraal, sodat die wêreld Jesus Christus kan sien. Ons het hierdie week by geleentheid gebid vir verskillende dinge. Ek wil vanaand, en julle sal wonder hoekom staan hier 2 stoele vanaand hier. Nou ek wil vanaand vra vir Johan en Magda. Ek weet julle wil nie meer op dit wees nie, maar wil jy nie vir my vanaand op die 2 stoele kom sit nie? Ons ken nie altyd mense se lewens nie. Ons ken nie altyd mense se hartseer nie, ons ken nie altyd mense se striwelinge in die lewe nie. En ons sien mense baie keer net op die uiterlik en ons hoor van hulle. Maar ons weet nie altyd dat daar binne, diep binne in elkeen van ons ook 'n worsteling is nie. En ek het vandag so ietsie van hulle worsteling het ek vandag met hulle gedeel. En ek wil vanaand vra, kom ons gemeente. Kom ons kom staan rondom hulle. Kom ons sit ons hande op hulle skouers. Julle weet nie, dalk nie waaroor dit gaan nie. Ek wil nie vanaand, dis nie my plek om dit te sê nie, dis Johan se plek. Kan ek maar sê. Hulle sit met 'n seun wat as gevolg van 'n besering deur diep depressie gegaan het en ook betrokke geraak het met dwelms en wat nou al oor jare wat hulle pad met hom loop en dat hulle op 'n punt gekom het wat hulle sê, maar
Ons moet nou ook maar tough love doen. Ons is lief vir ons seun. En dis vir ons moeilik, dis vir ons hart. Maar hy het al alles verloor. Hy verkoop alles wat hy kry en gaan koop dwelms en wat ook al daarmee. Ons kan nie meer. Hy moet nou op sy eie voete staan. Dis nie 'n maklike pad. Dis 'n baie swaar pad vir 'n ou. En daarom wil ek vir jou vra vandaan. Kom staan saam met my rondom hulle. Kom ons lê ons hande op hulle. Kom ons bid vir hulle. Dat die Here hulle die krag sal gee om hierdie pad te loop met hulle kind. Om die pad te loop by die Here en nog steeds in hierdie tyd te sê, Here, ons vertrou U vir alles. So ek bid, ek vra vir julle kom en ek gaan geleentheid gee as daar vir julle is iemand wat wil voorgaan in 'n gebed, dan kan julle dit doen. En dan bid ons vir hulle elkeen vir hierdie stryd en hierdie pad waarmee hulle loop. As julle voor hulle wil staan, kan julle voor hulle ook staan. Ons kan hulle omsingel vanaand. Ons maak 'n muur van liefde rondom hulle. So kom ons as ek gaan geleentheid gee, as daar iemand is van julle wat vanaand net vir hulle 'n gebed wil doen, ek sal afsluit met 'n gebed. Vader, ons kan net vanaand vir Johannes en Magda in die opdra en ook 'n wins interesseer. Here, ons weet dat hulle deur 'n geweldige stryd gaan. En oor 'n paar jare, oor verskeie jare wat hulle pad loop, waar daar probeer is met rehabilitasiesentrums, maar dit niks werk nie. Ons wil vanaand vir hulle en vir Wins opdraan en ons wil vra, Here, kom hou hulle net vas in die hand. Gees van God, geef hulle die krag om elke dag te kan leef en weet dat U by hulle is en hulle dra deur hierdie moeilike pad. Ons lê daar aan die voete neer, Here. Amen. Mag die Here wat lig is, jou bewaar in gemeenskap met sy Seun, Jesus Christus. Mag Christus jou verbind aan die liggaam en aan sy kerk. En mag die Heilige Gees jou lei om in liefde te leef met almal
wat saam met jou geroep is. Gaan, ontvang die vrede van die Here en gaan bring hierdie vrede ook in die wêreld. Amen. Daar is vanaand vir ons heerlike sop en broodjies